Welkom by hierdie week se episode van Blitz Fokus, die jeugprogram waar ons die jeug se stem die wêreld se fokus maak. Op vandag se episode gesels ons oor alles rugby. Ons gesels met die kaptein van die WAS se Kudu Bulle rugby span wat hierdie naweek hulle redemption game het teen Windhoek Gimnasium. Dan net daarna kyk ons na Siya Kolisi se boek Rise en ons gaan ook bietjie luister na Rugby Hart van Teens Jordaan. Ons sien julle net hierna vir Wat's Nuus wat ek saam met François Pretorius gaan aanbied. Welkom by hierdie week se Wat's Nuus. By my op die Blitz Fokus bank het ek vir François Pretorius, my kollega van MyZone, julle almal ken sy gesiggie. François, hoe was jou naweek gewees? My naweek was lekker en rustig gewees. Veral mos nou niks gedoen nie. Het jy niks gedoen nie? Vir 'n slag het jy jou niks doen naweek gekry nie? Vir 'n slag was eenvoudig by die huis, bietjie tyd met my familie spandeer, bietjie vir Osonna rondgeloop, gekyk wat gaan daar aan, nie dat daar baie is op die oomblik nie. Vertel my bietjie van Osonna, wat is dit? Want Osonna, ek weet dis soos 'n gated community. Osonna is dit is 'n gated community. Ja, dit groei nog. Soos daar is 'n klomp nuwe huise en alles wat nog steeds daar gebou word en nog wat beplan is. Dit is nogals interessant. Hy is baie groter as wat mense dink. Soos in regtig, hy is baie naby op die punt van om op Okanja te sit. Okay. Alhoewel daar is nie veel wat aangaan nie. Daar's maar 'n paar winkeltjies, service station. Maar ek moet sê mense wat wil werk doen, as hulle kan permitte kry om winkels daar oop te maak, sal hulle nogals redelik goed doen. Okay. Klink vir my baie interessant, klink vir my amper soos Elisenheim. Amper dieselfde opset as Elisenheim. Ja, alhoewel ek dink Elisenheim is baie groter. 'n dorpie op sy eie amper. Dorpie op sy eie amper, ek sê ja. Nou, wat van jou? Wat was jou naweek vol? Ek het hierdie naweek UNAM teen United gespeel, rugby. Ja, ek is 'n groot rugby ondersteuner. Julle sal nou verder in hierdie episode uitvind. Ons tema vir hierdie episode is rugby. Ek is 'n groot rugby ondersteuner, so ek het bietjie gaan rugby kyk, maar verder ook net rustig gewees. Ons eksamens begin nou amper, so ons het eksamen geskryf en so, of ek het geleer van my eksamens en so aan. Maar ja, dis maar eintlik wat my naweek was maar leer, bietjie rugby kyk, net rustig wees. Ek is so bly skryf vir my eksamens nie. Dankie tog. So, daar's 'n paar interessante goed wat opkom hierdie week. Ons by MyZone, die NSSA het 2 weke terug begin. Dit is nou die nasionale skole rugby liga of die skole superliga wil ek amper sê. Hierdie naweek het Windhoek Gim en WAS of althans WAS hulle kans vir redemption, want Windhoek Gim en WAS kry mekaar hierdie naweek op die rugbyveld vir 'n NSSA liga wedstryd. Ek is nogal opgewonde oor dit, veral na wat by die interhoor gebeur het, is ek nogal opgewonde om te sien of WAS gaan terugkom en gaan kom iets hê om te bewys as hulle die veld betree. Werk enige van ons daar hierdie naweek? Ja, daar gaan 'n paar van ons daar wees. Ek is nog nie presies seker wie nie, maar ons is 'n spanetjie wat gaan ons die game gaan uitgesaai word op 1UP2 en dan op NTV ook. Ek is nie seker van die tye nie, maar dit sal alles op MyZone se sosiale media beskikbaar wees. Kom ons kyk maar wat gebeur hierdie naweek. Ons hoop maar vir die beste. En dan is daar nou nog 'n interessante ding wat gebeur. So, ons redaktrise van die Republikein het vanoggend met my kom gesels. Dis eintlik 'n hartroerende storie. Vertel my meer. So daar is 'n paartjie, ek dink hulle kom uit Windhoek uit as ek haar nie misverstaan het nie, wat onlangs getrou het en so 'n week nadat hulle getrou het en klaar gehoneymoon het en hulle hele storie gehad het, het hulle ongelukkig uitgevind dat die man leukemia het. Wat ons mos nou almal weet, baie ernstige kanker is, baie aggressiewe kanker en so aan. Hy was gelukkig geweest want hy het iemand gekry wat beenmerg aan hom kon skenk. Nou, wat hulle mikpunt nou is en wat hulle nou môre of woensdag en donderdag gaan doen, is hulle gaan probeer of hulle gaan toer deur Afrika. Hulle begin hier in Windhoek by ons eie onkologie senter
en gaan probeer om mense te oortuig om deel te raak van die Beenmurg Registry. Dit is op hierdie stadium so dat as jy in Namibië geregistreer is, dan val jy onder die Suid-Afrikaanse registry. So ons nommers is baie limited op hierdie stadium vir mense met leukemia en dit is baie moeilik om iemand te kry wat 'n perfekte match is. So as jy Beenmurg skenk, dan vergroot jy iemand se kanse wat dit nodig het om te kry wat hulle nodig het, want jy weet nooit vir wie jy 'n match gaan wees nie. So gaan maak definitief 'n draai daar, sit jouself op die registry, altans van my kant af, dis wat ek gaan doen, ek gaan seker maak ek is op daai registry. Red 'n lewe, dis maar dieselfde met bloedskenk, nou BTS sê dit ook altyd, jou klein bietjie bloed of jou klein bietjie beenmurg wat jy skenk, kan soveel lewens red en verander. Jy is beslis reg, dit is nogal 'n hartroerende storie daai. En alhoewel 'n paar punte wat ek net wil opbring, hoekom val Namibië nog onder Suid-Afrika? Kyk, ek is nie presies seker wat dit is of dit 'n ding is van ons het nie noodwendig die ek wil 'n Engelse woord gebruik, ek wil sê resources om ons eie registry te hê of presies wat die storie daar is nie. Maar ja, ongelukkig val of nie, ek wil nie sê ongelukkig nie, maar ons val dan nou nog onder Suid-Afrika se registry. Ek voel dis hoogpunt laat Namibië begin uitstaan daar. Ja. En ons eie goeders begin opmaak vir ons eie mense. Voel ek net om bietjie meer makliker te maak vir ons. Maar val ons onder Suid-Afrika se registry en iemand nodig het hierso, dan weet jy mos nou nie hoe lank daai mense is nie wanneer dit net hier binne land is. Ja. Voel ek, of at least dis hoe ek voel in daai hele geval. Die ander ding is, ek weet ek kan nie bloed skenk nie, wat jy nou opgebring het oor die NAM BTS. Ek het een keer gegaan vir bloed skenk en alles wil sê, moenie terugkom nie. Het hulle daarom vir jou 'n koekie en 'n koeldrank gegee? Ja, let. Hulle gee dit mos maar altyd so as 'n troostprys. As jy nie kan skenk nie, dan gee hulle maar vir jou nog steeds 'n koekie en 'n koeldrank. Ek het bloed geskenk, maar ek was net eenvoudig gesê ek wil nie terugkom nie. Ek dink hulle was iets te doen met wat is dit? Anxiety of iets. Okay. Blijkbaar het ek anxiety, so ek moet maar nie teruggaan nie, want my hart klop baie vinnig. Alhoewel ek weet nie oor beenmurg nie. Ek sal 'n bietjie moet inkyk daarna toe. Ek dink jy en ons kykers moet definitief gaan navorsing doen. Soos ek sê, red 'n lewe, dit is iets wat my baie na in die hart lê. Is baie belangrik dat ons seker maak dat ons daar is vir die mense in ons omgewing wat ons nodig het. Ja, nee, ek stem beslis saam daarso, maar dit is nie al wat aankom in die naweek is. Sport, weet jy wat gebeur Sondag en Maandag van volgende week? Ek is nie 100% bewus nie, wil jy my inlig? Sondag en Maandag is vakansiedae. Dit is Africa Day op Sondag en Africa Day observed op Maandag. Wat beteken dit observed? So as 'n vakansiedag op 'n Sondag val, dan hou ons hom mos tegnies eers die Maandag. Wow. Ja. So we are observing the African Day holiday on a Monday. As ek dit nou in Engels kan verduidelik, omdat dit nou in Engels is, maar nee. Nou maak dit vir my sin, want ek was nog altyd vasgehak op hoekom dit observed is. Nie net dit nie, ons het ook 2 ander vakansiedae wat binne daai week val, en dit is Genocide Remembrance Day op 'n Woensdag, en dan die Ascension Day wat die Donderdag gebeur. So dit beteken volgende week is meer as die helfte vol van vakansiedae. Ek is baie opgewonde. Ek hou van vakansiedae. Ek gaan definitief bietjie NLI braai toe, wat nog iets is waaroor ons kan gesels, maar ek gaan NLI braai toe wat in Gobabis plaasvind hierdie naweek. Dit is altyd 'n groot fees. Dit is basies die boerevereniging saam met besighede van daai spesifieke dorp kom bymekaar en hou 'n braai kompetisie. Lewendige kunstenaars van Suid-Afrika kom tree op, soos Appel weet ek is daar die naweek. Hulle kom tree op. Die dorp wat dan nou daai jaar die braai kompetisie wen, is dan nou bevoorreg genoeg om die volgende jaar die NLI braai te kan aanbied. Gobabis bied hom nou vir die 2de jaar in 'n ry aan. Nou ek wat van daai geweste afkom, kan vir julle sê, niemand braai so lekker soos 'n Gobabis boer nie. Gobabis boere en suideboere braai beslis die beste. Ja, maar dit is dit vir ons wat's nuut vir vandag. François, dankie dat jy by
by my aangesluitheid op die Blitz Fokus Bank. Baie dankie dat jy my uitgenooi het. Dan sien ons julle net hierna vir onderhoud met die kaptein van WAS se eerste rugbyspan. Kykers, vandag op die bank saam met my het ek vir Pieter Jan Strydom, die kaptein van Windhoek Hoërskool se eerste rugbyspan, die Kudu-Bulle. Pieter Jan, hoe gaan dit met jou vandag? Dit gaan baie goed, dankie. En Dit gaan goed met my ook, dankie. So, ek dink ons moet sommer reguit inspring, begin met ons vragies. Die eerste vraag wat ek vir jou wil vra is, ek weet dis nou 2 weke van die interhoor af. Hartseer saak, maar hoe het dit gevoel die oomblik toe jy uitgevind het, jy het nou daai groot interhoorwedstryd verloor? dit was maar altyd, as 'n mens interhoor verloor, is dit altyd so stresvol en jy is hartseer en so. Maar ons boys het net teruggekom en ons ouens het sterker begin raak en ons gaan net sterker aangaan na die interhoorse wedstryd. Okay, en as ek nou so mag vra en jy 'n bietjie uit die kleedkamer uit kan praat, wat dink jy het vir julle verkeerd geloop in daai wedstryd? Ons boys was, toe ons in die kleedkamer was ons lekker rustig geweest, ons was gereed geweest. So op die veld kom, was dit alles, veral as 'n mens jou voet op die veld stap, is jy bang jy maak foute. Maar ons boys is altyd positief, al maak ons foute, ons moedig mekaar aan, dat ons al hoe beter en beter speel. En ja. Okay, en dan, ek weet 'n rugbybal is nie rond nie. So, was daar vir julle sekere oomblikke wat dit nog vir julle gevoel het, julle kan hierdie game omdraai? Ja, veral in die eerste helfte was ons span baie positief geweest. Ons was 9-7 agter geweest. Ons boys het agtergekom, nee, ons het dit en toe, maar ons het baie goed gespeel, veral die eerste helfte en tweede helfte het ons bietjie gedrop, maar ons het baie goed gespeel. En dan toe julle nou as span na die tyd bymekaar gekom het, was dit vir julle moeilik geweest? Het julle mekaar darm ordentlik geondersteun? Hoe werk julle ondersteuningsnetwerk half na so verloor? Ons boys het veral na die interhoor was dit ons oefening gehad die maandag. Ons boys het by mekaar gekom. Ons coaches was saam geweest. Ons het elke speler vir die coaches gesê wat hulle verkeerd gedoen het en wat ons kan harder werk en alles. So ons boys dit was eintlik nie regtig moeilik geweest nie. Ons verstaan mekaar en ons ondersteun mekaar deur dit. En dan nou jy as WAS se kaptein, ek wil amper sê die gesig van WAS rugby. Wat het jy geleer uit interhoor uit? Wat ek geleer het uit die interhoor uit is, al is die interhoor 'n moeilike wedstryd, 'n mens altyd kan, as jy boys saamtrek, dan raak die game dan raak dit so 'n lekker game om te saam te jol saam met die boys. En ja, ek het geleer om, as 'n mens saamtrek, is dit altyd 'n lekker game saam met jou spelers. Okay, maar dan het julle mos nou natuurlik Saterdag wat kom. Ek wil amper sê tyd vir redemption. Ja. Ek weet julle kry nou weer vir Windhoek Gym in die NSSA liga. So, hoe voel jy oor die wedstryd wat kom? Ek voel nogal opgewonde. Ons boys is baie positief vir die wedstryd die naweek en ons sien uit vir die wedstryd wat kom die naweek. Het julle enigiets verander in terme van julle voorbereiding of stiek julle half net by die plan wat julle nog heeltyd volg? Ons bly by ons plan wat ons nog altyd volg, want ons weet wat ons jobs is. So ons bly net by die plan en dan hou ons net aan met die ding. Okay, en dan energiegewys, is daar 'n energie in die span na die interhoor, amper soos 'n ons het iets om te bewys tipe energie? Ja, kyk, WAS het altyd 'n energie voor 'n wedstryd. En hierdie naweek gaan 'n lekker game wees en ons boys het baie energie nou ingekry na die interhoor en hulle weet wat hulle kan doen op die veld. Okay, en dan wat hoop jy persoonlik, jy as kaptein, om te bereik in Saterdag se wedstryd? Ek wil net die spelers op 'n baie beter plek sit. Ek wil hulle beter laat lyk, veral op die veld en van die veld af. Ons boys, en ek wil net die ouens positief aanmoedig dat hulle kan speel, veral as ons koppe sak en hulle het nou 3 gedruk. Ek sal net die boys meer aanmoedig dat ons net lekker kan saam speel. Ja, dis wyse woorde van 'n goeie kaptein, veral daai positiewe aanmoediging. Ja. En dan nou sonder om te veel weg te gee, het julle 'n spesifieke plan of fokus vir die wedstryd? Ek weet julle het nou al teen mekaar gespeel, so julle ken half mekaar se taktieke nou al so bietjie. Ja. So het julle 'n spesifieke iets wat julle beplan om op te fokus in terme van Windhoek Gym se rugby of? Nee, ons het regtig eintlik iets wat ons op beplan nie. Ons is net besig
ons speel net soos ons boys gedoen het en ons werk aan ons foute wat ons gemaak het en ons bly net dieselfde soos wat ons gemaak het. Ons het geen planne verander of niks nie. Okay, en dan nou om terug te gaan na jou span toe. Dit is 'n groot voorreg natuurlik om die kaptein te wees van, ek meen Windhoek Hoërskool is een van die grootste rugby skole in Namibië. So is daar iets aan jou span wat jou span vir jou spesiaal en besonders maak? Hulle is baie spesiaal omdat hulle kyk, ons boys is nou nie een van die grootste spelers in die wêreld of in Namibië nie, maar ons boys het die hart en ons boys het die passie vir rugby. Al is ons klein boy mannetjies en alles, ons het hulle en ons weet ons ouens het 'n groot hart vir die rugby. Okay, en dan nou as ons nou 'n bietjie dieper in julle span kan inkyk, het julle, ek weet mense verwys altyd na die Klaas Clown. Het julle so iemand op julle span wat altyd verseker dat almal lag en almal aan die gegil bly? Ons het eintlik 3 spelers wat eintlik ons rugby clown is vir al die kleedkamer clowns. Dit is ons nommer 10 William Bekus, ons nommer 9 Dominic Isaacs en ons hakker Zander Campbell. Hulle is ons clowns in die kleedkamer. Okay, en dan as jy nou terugdink aan jou tyd saam met hierdie span, wat is tot dusver toe jou gunsteling herinnering van julle as 'n span? Ons gunsteling herinneringe is as ons voor die oefeninge maak ons is dit soos lekker grappies wat ons saam maak. Ons boys is altyd positief en dan as ons op die veld kom, dan speel ons lekker en oefen lekker. So my gunsteling herinneringe is as ons saam met die boys op die veld gaan en net saam met hulle kan oefen en ja. Okay, en dan as jy jou span in 3 woorde kon beskryf, wat sou daai 3 woorde wees? Hulle is vreeslus, braaf en uitdagend. Okay, en dan kyk ons nou weer na die span as 'n geheel of jy as individu. Wat sou jy sê is vir jou belangriker, wen of groei as 'n span? Kyk, groei as 'n span is altyd vir my die belangrikste. En as ons boys saam kan trek, kan ons altyd 'n wen kry, maar 'n wen is ook maar net een ding en so, maar as jy saam met die boys is, jy maak vriendskap vir jare wat jy saam met hulle is, so as jy saam met 'n span groei, is dit baie beter as net een wen, so. Okay, nou bietjie jy as persoon, wanneer het jy besef jy wil rugby speel? Hoe het jou rugbyloopbaan begin? My rugbyloopbaan het begin toe ek my eerste jaar in Pionierspark was by Parkies. Ek het tags begin rugby speel tot ek agtergekom nie hoe lekker rugby is. En soos die jare aangaan, toe ons begin met tackles, soos daai het ek rugby geniet en nou toe bou ek met my passie vir rugby al die jare en tot ek nou hier is. So jy sê, jy wat nou sê jy het daarvan begin hou toe die tackle rugby begin ernstig raak het, sou jy sê dis 'n adrenalien ding? Ja, dis 'n adrenalien ding en jy raak met lus vir die rugby en so. Okay, en dan ons almal het natuurlik 'n gunsteling rugby speler. Ek meen, myne is Eben Etzebeth, vir redes wat ek nie op die program gaan noem nie. Maar as jy nou moes kyk, plaaslik of internasionaal, wie is jou gunsteling rugby speler? Iemand na wie jy opkyk? My gunsteling rugby speler is Jacques Burger. Ek kyk op na hom. Ek wil altyd in sy voetspore loop. Baie mense praat al van hom en ek wil ook en hy is van Namibië af en hy het ook vir WAS gespeel as 8ste man en so. So ek wil in sy voetspore volg en net soos hy wil wees. Okay, en dan jy het nou voordat die kameras aan was en so vir my gesê jy studeer iets in sport. So is dit jou droom om na skool verder rugby te speel of wat is dit wat jy van plan is om te doen as jy nou klaar is hier? Ja, nee, ek wil nog my rugbyloopbaan aangaan as na my skoolloopbaan en dan wil ek terwyl ek my rugbyloopbaan dan gaan ek swat by 'n akademie waar ek my rugby kan doen en ek kan swat vir die werk wat ek wil hê. Okay, en dan nou net voordat ons klaarmaak, julle speel Saterdag soos ons gesê het, baie groot wedstryd, half julle redemption game teen Windhoek Gym. Het jy dalk 'n boodskap vir jou span? Iets wat jy vir jou spanmaats wil sê voor die wedstryd en voordat julle nou uitdraf Saterdag? Ek wil net vir hulle sê, boys, ons weet wat ons jobs is en ons moet nie ons koppe sakkie, ons moet altyd positief bly op die veld, al as daar tye wat ons af is en so, ons moet altyd net positief bly en ons ouens, ons het dit en ons weet wat ons kan doen, boys. Ja. Okay.
Baie dankie Pieter Jan. Baie Julle, dit was Pieter Jan Strydom, kaptein van WAS se Kudu Bulle. Moet asseblief nie vergeet om hulle wedstryd te kyk nie. Dit sal lewendig wees op NTV hierdie Saterdag. Ons sien julle net hierna vir Nuut op die Rak. Kykers, soos wat ek vir julle gesê het in Wat's Nuus, hierdie week se episode van Blitz Fokus is alles rugby. So vir vandag se boek het ek dit goed gedink om 'n boek te kies oor een van Suid-Afrika en Afrika oor die algemeen se grootste rugby legendes, Siya Kolisi. So ons gaan gesels oor sy autobiografie Rise. So Siya Mthanda Kolisi is op 16 Junie in Zwede, 'n arm woonbuurt in Port Elizabeth gebore. Sy ouers was albei baie jonk toe hy gebore is en sy gesin het groot finansiële uitdagings in die gesig gestaar. Daar was dikwels nie genoeg kos nie en hy het soms op 'n leë maag skool toe gegaan. Sy rugbytalent is vroeg opgemerk en op 12-jarige ouderdom het hy 'n beursaansoek ontvang na Grey Junior en later Grey High School, een van die beste skole in Port Elizabeth. Dit was 'n keerpunt in sy lewe. Hoewel hy eers nie Engels goed gepraat het nie, het hy homself aangeleer om aan te pas, hard te werk en hoe om in twee wêrelde te leef, die van Zwede en die van die bevoorregte skoolomgewing. Siya het professionele rugby begin, speel vir die Stormers in Super Rugby en later vir die Springbokke. In 2018 het hy geskiedenis gemaak toe hy die eerste swart kaptein van die Springbokke geword het, 'n oomblik van enorme simboliese betekenis vir Suid-Afrika. Onder sy leiding het die Springbokke in 2019 die Rugby Wêreldbeker gewen in Japan en weer in 2023 in Frankryk. Sy kapteinskap was nie net sportief van aard nie. Dit het 'n land verenig en bewys dat hoop en leierskap uit enige omstandighede kan ontstaan. In sy autobiografie Rise neem Siya Kolisi lesers op 'n diep persoonlike reis. Die boek, geskryf in samewerking met Boris Staling, is meer as net 'n sportverhaal. Dis 'n eerlike, rou en kragtige weergawe van hoe 'n seun van Zwede gegroei het tot een van die mees gerespekteerde sportfigure in die wêreld. Hy praat openlik oor die verlies van sy ma op 15, die seer van armoede, die versoening met sy pa en sy stryd met alkoholgebruik in sy jong volwasse jare. Die boek gee ook insaag in sy geestelike reis, sy liefde vir sy vrou Rachel Kolisi en sy roeping as pa, man en leier. Die titel Rise is simbolies van alles waarvoor Siya staan, om op te staan na elke val, om ander te help opstaan en om 'n nuwe generasie te inspireer. Die boek is 'n stem van hoop vir duisende jong Suid-Afrikaners wat hulself in sy verhaal raak sien. Vandag gebruik Siya sy platform en die Kolisi Stichting om terug te gee aan gemeenskappe soos die waarin hy groot geword het. Sy storie eindig nie op die veld nie. Dit gaan aan in die harte van die mense wie se lewens hy aanraak. So lesers of kykers, as julle ietsie soek om te lees, om julle mee besig te hou en werklike inspirerende verhaal van een van my grootste helde en 'n rugby legende, gaan lees Rise, Siya Kolisi se autobiografie wat hy saam met Boris Staling geskryf het. Ons sien julle net hierna vir voor in die koor. Vir vandag se voor in die koor kyk ons na 'n ou bekende, 'n liedjie wat werklik geskryf is vir die Suid-Afrikaanse gemeenskap, vir die Afrikaanse gemeenskap en vir sportliefhebbers oral. Ons luister bietjie na Rugby Hart van Teens Jordaan. Jy kan dit hoor in die stil gebed voor die skop. Jy kan dit sien in die oë van elke speler wat daardie groen en goud trui dra. Jy kan dit voel, klop klop aan elke deur as ons manne die veld betree. Ons almal het 'n rugbyhart. Met sy sielvolle stem en diep emosie bring Teens Jordaan vir ons rugbyhart, 'n kragtige lied wat nie net van rugby sing nie, maar van trots, van passie en van 'n nasie wat saam staan. Dis meer as net 'n lied. Dis 'n volkslied vir die sportliefhebber, vir elke kind wat droom van Loftus of Ellis Park, vir elke pa wat saam met sy seun op die paviljoen sit, vir elke hart wat klop saam met die Springbokke. Rugbyhart is 'n herinnering dat saam is ons sterker, dat bloed, sweet en trane iets beteken en dat die gees van rugby, die gees van Suid-Afrika, lewendig is in ons almal. Laat jou hart ook klop met Rugbyhart. Jy kan werklik hierdie liedjie kry op alle musiekplatforme, van Spotify tot Apple Music. Jy kan hom elke nou en dan op die radio hoor. Ek weet vir my persoonlik, voordat die Springbokke speel, of dit nou Wêreldbeker of toetsreeks is daar niks wat my meer inspireer en niks wat my meer reg maak vir ernstige rugby kyk, want ek speel nie rugby nie, maar vir ernstige rugby kyk, soos om Rugbyhart deur Teens Jordaan te luister.
Kykers, dit was nou ongelukkig dit vir hierdie week se episode van Blitz Fokus. Ons het baie lekker gesels saam met Pieter Jan Strydom, die kaptein van die WAS Kudu Bulle, en dan natuurlik 'n boek en 'n liedjie wat albei weet presies hoe om mense hartsnare te speel. Ons sien julle volgende week vir meer Blitz Fokus.